Vir graad 4 vlak, klein bietjie moeiliker nou. Ons het in die vorige video's gekyk hoe ons die invoerwaarde, die uitvoerwaarde is, sowel as die reël moet kry. Welkom om 'n bietjie terug te gaan as jy net daai fondasie wil hê vir jouself. Nou kyk ons wanneer ons 'n invoerwaarde het en twee bewerkings word gedoen as deel van die reël, wat is ons uitvoerwaarde? So hier is bietjie meer realisties op hoe die regte lewe werk. Baie min goed is altyd net presies dieselfde. So jy sit ietsie by, jy verloor iets en dan op die einde, wat kry ons nou? So ons moet nou twee bewerkings gaan doen. Ons begin met invoerwaarde wat vir ons gegee word. Ons pas iets toe, maar daar's nou twee stappe. Stap 1, stap 2. Baie belangrik, ons moet van links na regs werk. Ons kan nie net die volgorde van bewerking gaan verander nie en dan bepaal ons uitvoerwaarde sodoende. Okay, so ons gaan by die eerste enetjie begin. Ek gaan vir jou net hier langs aan die bewerking doen, dat jy kan sien wat gebeur. En van daar af gaan ons dan basies net die waardes kan invul en dit eenvoudig maak vir onsself. So die eerste enetjie wat ons mee gaan begin, ons het 4. Die eerste gedeelte wat ons moet doen is, ons moet 4 vat, ons invoerwaarde, en ons sit 4 by. Nou 4 plus 4 is 8, okay? So daar weet ons, kom ek vat sommer my groen pen, ons sit met 'n 8, okay? Nou deeltjie 2, wanneer ek 8 het, en ek deel 8 deur 2, waar kom dit vandaan? Ons verwys nou na hierdie stappie. So ek vat nou my 8, ek sit hom in my masjien in, en ek deel hom nou met 2, so 8 gedeel deur 2, en wanneer ons 8 deel deur 2 kry ons 4. So daar is ons uitvoerwaarde. 4 plus 4 gee 8, 8 gedeel deur 2 gee 4. Nog enetjie wat ek saam mee sal doen, 22, eerste gedeelte, ek het 22, en ek sit 4 by. 22 plus 4 gee vir ons 26. Weereens, daar het ons waarde bepaal, 26. 22 plus 4 gee vir ons 26. Nou vat ons weer eens 26, en ons sit hom deur ons masjien, en ons deel daai 26 deur 2. En 26 gedeel deur 2 is 13. Goed, pause die video, probeer gou self vir 40 en vir 96, en kyk of kan jy hom reg kry. Ok, ek neem aan julle het nou self gepause, en ons doen 40. 40 plus 4 is 44, 44 gedeel deur 2 gee vir ons 22, laat weet vir ons, het jy hom reg gekry, in die comments asseblief, het jy hom reg, het jy hom nie reg nie, waar het jy dalk 'n foutjie gemaak, 96 plus 4 gee vir ons, ek gaan hom net skryf, want is so lekker, 96 plus 4 gee vir ons 100, en 100 gedeel deur 2 gee vir ons 'n uitvoerwaarde van 50. Punte toekenning op hierdie sal wees 1 punt, 1 punt, 1 punt en 1 punt, om net basies jou uitvoerwaardes al vas te stel. In ons volgende een hieronder, moet ons nou die invoerwaardes bepaal, en onthou in ons vorige video het ons gesê, wanneer ons die invoerwaarde moet bepaal, en ons het die uitvoerwaarde gekry, moet ons terugwerk. Ek hoop jy kan daai woord onthou, die wat kan, sê vir ons in die comments as jy kon onthou, dit is die inverse. Wat is die inverse van vermenigvuldig nou weer? Kan julle onthou? Dit is deel. En wat is die inverse van minus nou weer? Dit is plus. So wanneer ons van ons uitvoerwaarde af terugwerk na ons invoerwaarde toe, gaan ons die inverse moet doen. En dit beteken ons gaan hier moet deel deur 11, en ons gaan moet plus met 2. Okay. 22 gedeel deur 11. 22 gedeel deur 11 is 2, en wanneer ons 2 het, en ons sit 2 by, 2 plus 2 is 4. 66 gedeel deur 11 is 6. Okay. Ek het 'n ander kleur pen daar uitval. 66 gedeel deur 11 is 6, en 6 plus 2 gee vir ons 8. Okay. 99 gedeel deur 11 gee vir ons 9. 9 mal 11 is 99, en 9 plus 2 is 11.
Okay. En dan die laaste een het ons 220. Nou, daar's 'n paar maniere wat jy hierdie kan gaan doen. As jy skerp en flink is, ken jy jou tafels goed genoeg om te weet 10 maal 11 is 110. So kom ons skryf gou 'n paar opsies. Een manier om daarby uit te kom sal ons weet. Daai is baie lelik, verskoon my. 11 maal 10 is 110 en 110 is die helfte van 220. 110 maal 2 is 220. Met ander woorde 11 maal 10 maal 2 is 20. So 11 maal 20 gaan vir ons 220 gee. Of 'n ander manier dat ons dit sal kan bereken is om maar net 'n vinnige deelsommetjie te doen. Dus het hier vir onsself gou 'n vinnige deel teken inwerk. Goed. Okay, so ons het 220 en ons deel 11 in 220 in. 11 gaan in 22 in, 2 keer, 2 maal 11 is 22. Trek af, 22 minus 22 is 0. 11 gaan in 0 in, 0 keer, 0 maal 11 is 0, en daar bly niks vir ons oor nie. Wag, ek moes nou net daar eintlik die 0 afgebring het, skus. Dit was 0, 0. Gaan net hierdie opskuif. Ek kan onthou om af te bring, ek het nou maar net vinnig gespring, omdat ek geweet het is 0. So, 11, of 220 gedeel deur 11 is 20. So, 220 gedeel deur 11 gee vir ons daai selfde 20. Sover as moontlik, gebruik lekker hoofrekening, daai is 'n goeie manier om net vas te stel en seker te maak. 220 gedeel deur 20 is 11, 8 gedeel deur 11 is 20, en 20 plus 2 gee vir ons 22. As jy wil seker maak, kan jy hierdie enetjie ook net gaan toets. 20 maal 11, 1 maal 0 is 0, 1 maal 2 is 2, sit 'n 0 daar. En 1 maal 0, 1 maal 2, sit die 0 daar, 1 maal 0 is 0, 1 maal 2 is 2, plus dit by mekaar, 0, 2, 2. So daar het ons net gou deur, weer eens eintlik maar die inverse as 'n toets te gebruik, het ons net gekyk, is ons bewerkingkie reg om hierdie waarde van 20 net vas te stel. 100%. In die volgende videoetjie gaan ons dan saam kyk na hoe ons die reël kan bepaal wanneer die reël nie vasgestel is nie, ons het die invoer en die uitvoerwaardes. Hoe kan ons die reël bepaal? Jy het nou 'n voorsmaakie gekry daaronder. Kyk asseblief sommer daar. As jy die video's geniet, as dit vir jou waardevol is, as dit jou help, klik like, klik subscribe, deel dit met jou vriende. Dit help ons net om meer mense te bereik, en ons toewyding en commitment aan julle is, wanneer ons meer mense bereik, kan ons beter wees in wat ons doen, ons kan beter toerusting gebruik, en ons kan beter kwaliteit vir jou lewer. En dis ons commitment. Geniet die volgende video.